ervaar so partykeer in oomblikke soos hierdie, dan weet 'n mens nie altyd wat om te maak nie. Moet ek bid, moet ek sit, moet ek stil bly? En dit voel so asof die Here dit op my hart lê, dat hy is besig om 'n gemeente voor te berei, hy is besig om mense se harte te verander. Hy is in oomblikke soos hierdie besig om jou in te lig van misverstande en dwaalleringe en 'n kennis wat jy nie het nie. En is okay as jy net hier staan en as jy wil sit vir 'n oomblik dat die woord en die teenwoordigheid net so bietjie oor jou spoel, is hy besig om 'n gemeente fiks te maak en voor te berei om in sy teenwoordigheid te staan, om in sy teenwoordigheid te wees. As ons 'n kerk wil wees wat revolusionêr is, wat regtig lewe en lig bring en impak gee aan 'n verlore mensdom daar buite, maar ook vir jou, dan is hierdie oomblikke so kosbaar. Dis in hierdie oomblikke wat hy sê, nou kan jy kom, jy wat moeg en oorlaai is, jy wat moeg is vir hierdie jaar, wat uitgeput is en nie meer idees het nie, uitgehardloop het op finansies, uitgehardloop het op kreatiwiteit, op verhoudinge, op mensekrag, dat jy nou net miskien kan sit, en ek is so genadig, dat al vra jy nie, al sit jy net, al staan jy net om te sê, Here, dis ek, en ek weet nie eintlik wat om te doen nie, so genadiglik is hierdie wonderbaarlike God, wat jou wil vul, met nuwe hoop en krag. En ek ervaar so, dis 'n stil oomblik, en ek haat dit altyd om die gemeente te laat sit, maar jy hoef nie te sit nie, as jy voel jy wil staan, maar net dat jy gemaklik moet wees in die volgende paar minute, dat die musiek en die teenwoordigheid net oor jou sal spoel. Jy kan jou oë toemaak en jou hindernisse voor hom stel wat jy het hierdie week, jou finansies, jou werk, jou verhoudinge, jou hobbels, jou uitdagings in hierdie lewe, goeders wat jou kelder op die oomblik en slaaplose nagte gee, wat dalk met 'n koue koors wakker word, of met angs wakker skrik. Daardie gevoelens, sê die Here, bring dit nou na my toe. Dit is wat dit beteken om jou laste en jou juk na my toe te bring. En dat jy nie dwaas sal wees, dat die uitnodiging op 'n silwer skinkbord vir jou gerig word en sê, dis nou net tussen jou en hierdie wonderlike God. Wat jy met hom kan praat, maak nie saak hoe ver van jou maar voel nie. Hy is nou naby aan jou. Hy is nou hier en hy beweeg en hy staan stil om jou gebed te hoor, om jou versoek te hoor, om jou hart te hoor, om jou asemhaling te hoor, of jy angstig of vrede het, want hy wil dit dan vir jou gee, die vrede, wat alle verstand te bowe gaan, dat jy vandag hier kan uitstap en sê, ek weet nie, maar ek voel lig, ek weet nie, maar ek glo hy stap hier saam met my uit, ek weet nie hoe nie, maar het voel of daar 'n teenwoordigheid saam met my is, wat my lei en my rig en my leer. Jy net vir 'n oomblik jou oë toemaak nie, jy net vir 'n oomblik ingestel word nie, jy net bewus word van 'n God, 'n Vader, wat jou omhels en is hedging you in, soos 'n kind op 'n skoot van 'n vader sit, soos 'n dogter by haar pa sit en toegevou is in sy arms en veilig voel, geliefd voel, bemin voel. So vou hy moeders vandag toe. Hy vou jong meisies toe, hy vou jou toe. Soos 'n kombers wat jy in die aand oor jou gooi, maar he's tucking you in. Sy teenwoordigheid is so tasbaar vir jou, wat weet, hy is by jou. Net vir 'n oomblik, terwyl die musiek net so oor jou spoel.
soms so bang vir stiltes in die kerk. Ons is bang vir stiltes by die huis. Maar die Here sê in stilte en vertroue lê my krag. As ons nie hier in die kerk kan stil word nie, weet ek nie hoe jy by die huis stil word nie. Die Here leer ons iets hier by die kerk weer, wat jy moet huis toe vat en gaan beoefen. Hier is soveel mense vanoggend hier, wat die Here sê, hy roep jou na die stiltes toe, hy roep jou na die vallei, hy roep jou na die groenwy velde, hy roep jou na die gras toe. Bedoelende is 'n stil plek, is 'n stil wordplek. In ander woorde is dit jou binnekamer, maar jy het vergeet om die deur toe te maak. Party van ons gaan in die binnekamer, maar ons maak nie die deur toe nie. Daar's 'n geheim dat die Here sê, maak die deur toe. Moenie nou gepla word nie, dis ek en jy. En vanuit daardie binnekamer gesprekke voed ek jou en gee jou sustenance en insig oor die lewe. Dat jy jouself nie moet beskou as minag of te lig of nie heilig genoeg nie. As God na jou kyk, kyk hy na jou asof hy Jesus sy eie seun sien. Dat jy so kosbaar is en dat hy persoonlik met jou werk. Persoonlike aandag, persoonlike tasbare teenwoordigheid vir elkeen hier. Hier is steeds mense wat ek ervaar, jy sluit jou uit by hierdie gedagte. As jy dink hierdie week, hoe wild jy was, hoe sondig jy was, hoe donker jy was. God sê ek het jou lief. En in hierdie oomblik praat ek met jou. Ek verwerp jou nie. Ek trek jou nader. En dis die God met wie ons te doen het, as jy daar maar elke dag net die deur kan toemaak. In jou toestand, in jou omstandighede, in jou donkerheid, in jou onsekerheid, in jou twyfel, sê die Here, kom met dit en kom meld aan. Ek sal die deur oopmaak, ek sal by jou sit. Ek sal by jou sit soos 'n goeie vader, soos 'n mentor, soos 'n vriend. 'n Broer wat closer is as jou skaduwee. Mense, die Here is so besig om hierdie gemeente toe te rus op hierdie pad, want as ons almal saam die stem van die Here sal hoor, dit maak ons in eenheid, een Vader, een Gees, een hoop, een geloof, een doop, een God. Dis waarmee ons te doen het. Dis 'n krag. Die Here berei die kerk voor. Een rigting, een visie. Daar's een bus wat stop en sê, klim in. Die deure gaan oop, ek is op pad op hierdie journey om jou op hierdie wonderlike weg te vat. Ons trek weg op grondpaaie en dit is holperig en alles skud soms in jou binneste van angs. Maar daar kom teerpaaie, daar kom snelweë, daar kom 'n wonderlike tuinroete, daar kom 'n pad wat jy gaan uitkyk en sê, wow, kyk hoe ver het die Here my gebring. Vir jong mense wat wonder wat ek wil gaan word, klim in. Hy sal jou wys. Hy sal jou wys waar om af te klim op hierdie pad. Hy sal jou onderrig, hy sal jou lei. Ons ouer mense wat angstig is oor beplanning en besluite, hy sê klim saam met my in. Ek nooi jou. Vra my. Hê hierdie verhouding met my wat ek met jou het. Maak die deur toe. Ek werk sag vanoggend met jou, ek werk met jou soos 'n moeder met haar kind sal praat. Ek praat vanoggend met jou in jou hart, ek praat met jou in jou hele wese. Ek
praat met jou dat jou gebeente selfs lewe kry. Die skrif sê dat jou niere, jou binneste draai en sê, ek weet, dis waar, God praat met my vanoggend, ek voel dit, ek erken dit. Die hele week is ek met hierdie versie besig en ek het hom gehoor by Suzel, maar ek mediteer hom en sê, jy sal in jou ore sal jy 'n stem hoor wat vir jou sê, hierdie is die weg, wanneer jy links of regs moet gaan. Hy kom so van die agterkant af, dit haal jou in, hy praat met jou. Jou ore sal 'n stem hoor, jy sal die oggend wakker word, jy sal 'n plan hê. Dis mense wat hier kan van getuig. In die oggend gee die Here vir my 'n plan, hy gee my wysheid, hy gee my insig. Wil jy dit nie net ontvang vanoggend, soos hy met jou deel en met jou praat nie? In Jesus naam. Ek wens so kan dit verder uitreik, maar daardie gesegde wat ons oumas ons geleer het, ek kan die perd tot by die water bring, maar nou moet jy self drink. Ek wens ek kan jou forceer om te drink, ek wens ek kan jou kop onderdruk, maar dis 'n dwanggodsdiens. Hierdie water is vars en dis kristalhelder en hy sê trust die water, as jy hiervan drink, sal jou dors geles word. Jy sal kan aanbeweeg. Drink, sluk, word vol, word versadig in hierdie oomblik. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Jong mense wat, terwyl jy so sluk en wonder, moet ek sluk. Hy sê jou in hierdie week nog wys, wat 'n rigting jy moet gaan. Hy's 'n waarmaker van sy woord, hy sê, ek sal jou leer. Ek sal jou wys die weg wat jy moet gaan. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Sluk. Die Here is besig om guns op mense, ek sien guns op Benita, guns wat uitgestort word, guns sonder effort, guns wat die Here jou deure voor oopmaak, want as die Here vir jou deure oopmaak, wie kan dit toemaak? Die Here is besig om guns uit te stort en hy sê, drink, vat dit, dis genade, vat dit. Jy is so ordentlik in jou geloof, dat jy sê, vat my almal maar voor my, wees 'n bestormer van die koninkryk, sê die Here.
In die oomblik stort hy die guns uit, gryp dit met geweld, dis myne. Ek vat dit, Here. Ek vat guns en voorspoed. Ek vat dat al my tree sal voorspoedig wees. Ek vat dit, Here, dat U my sal wys hoe om te werk om gunstig in hierdie lewe te lewe. Ek vat dit nou, Here. En as ek nie nou verstaan nie, Here, wys my in die skrifte, later as ek vandag lees, en vanaand as ek lees, en môre as ek lees, want die skrif sê, as jy hierdie woorde vat, en jy bepeins dit, en jy mediteer daaroor dag en nag, dan sal hy jou weer voorspoedig maak. You will prosper. Jy sal die gunstigste tyd van jou lewe beleef, ja, met uitdagings en gebreekte tande en modder op jou voete. Ja, met grondpaaie, maar in die regte rigting op pad na 'n lewensdoel en betekenis. Met 'n paar blou kolle en seerplekke en letsels van hoe die lewe jou gevleg en gevorm en seer gemaak het. Maar dis alles stories, dis alles getuienisse. Hoe die Here jou geruk het en van een plek na 'n ander plek toe skuif. Wat 'n wonder. Is mense vandag wat besluite neem en in hierdie week besluite geneem het. Hulle is hier in die kerk vandag, hulle weet wie hulle is. Besluit het dat ons weer gaan trou, want God het ons by mekaar gesit. Die Here sê, ek is so trots op julle. Dat die waarheid sal seëvier en dat my beginsels julle sal vat na plekke toe wat vir julle deure oopmaak, wat julle nooit gedink het deure sal oopgaan nie, omdat julle my vertrou. Julle vertrou my woord. Julle is nie soos ander mense wat sê ek vertrou, maar dan doen hulle die teenoorgestelde nie. Julle is nie soos mense wat sê ek het U lief, Here, maar dan loop ek uit en ek haat. Julle is een met my hart is joune, my hart is in jou. Dis 'n maklike lewe. Dis 'n gehoorsame lewe. Dis nie wette en reëls nie, dis 'n verhouding van 'n sagte stem in jou ore wat jy hoor. Hierdie is die weg wat jy moet gaan. Hierdie is 'n stem in jou ore en miskien lag jy daaroor, maar so mooi en so lelik soos wat dit is, moenie oor hierdie stroompie spring nie. Dat hy jou bewaar van lag en vuilheid in die letterlike en figuurlike. Maar jy hoor sy stem. As jy eerlik is met jouself, trust nou daardie stem. Vertrou nou daardie stem. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Die mense, hoe moet ons nou altyd aangaan met so ietsie? Maar ek voel so in my hart dat ek tog uit my hart uit met jou iets wil deel. Ek mag dalk nie eers op my notas hier kyk nie. Dit mag dalk deur mekaar wees as ek sien hoe lyk my notas hier sommer. Ons het altyd te doen met 'n beginsel God. Ons het 'n God in wie ons glo en hy's beginsel vas. Ek wil met jou praat vanoggend. Ek wil nie 'n boodskap bring nie. Ek bring 'n boodskap van hoop en sê ek wil hê jy moet hierdie God leer ken. Party mense sê dit is wette, party mense sê dis 'n pad wat jy 'n tradisie moet volg, maar die mooi woord hiervan is beginsel. Ag Suzelle. Hy's 'n beginsel God. Met ander woorde, as ons praat van beginsel, dan beteken dit God het 'n paar reëls gemaak, as ek nou net vir jou kan verduidelik, reëls oor homself, wette oor homself gemaak, wat hy nooit
ooit kan verander. Sy woord sal nooit daaroor verander nie. Hy het dit vasgemaak, soos die fondamente van die dis wie hy is, dit sal nooit verander nie. Beginsel soos, hy is goedertierend, hy is liefde, hy is genadiglik, hy is merciful. Dit is die beginsels van wie God is. Dis wie hy is. En dan kom ons op 'n plek soos vanoggend, en ek wil praat vanuit dit uit en sê, dan kom die kind van God, die seun van God, wat in oomblikke soos hierdie sit, dan kyk hy na hierdie God toe, en hy neem waar en sê, ek ervaar dat hierdie God 'n verhouding met my koester, en dat hy my wil vrymaak van sonde, en dat hy my wil transformeer, hy wil my verander. Dis wat ek in waarneem as ek as gelowige in hierdie kerk sit, of 'n kerk sit. Maar in dieselfde kerk sit daar soms 'n ongelowige, en hy dieselfde waarneming van hierdie God. En weet julle wat is sy waarneming? Sy waarneming is, hierdie God is ver. Hierdie God is 'n God wat my gaan oordeel en veroordeel as gevolg van my sonde. En hy het hierdie verwronge idee van wie God is as gevolg van sy skuld en sy sonde en sy misverstande. Maar God is altyd dieselfde. Dit hang af van wat sy angle jy kyk, dit hang af van wie jy is. Die ongelowige kyk na God en hy het 'n idee oor God, hy het 'n wete oor God, hy het 'n misverstand dalk oor God. Ons as gelowiges kyk na God en sê, ons beleef God so en is waar. Maar selfs in die kerk, onder gelowiges, kyk gelowiges anders na God toe en sê, ek beleef hom naby, ek beleef hom intiem, ek beleef hom anders as wat jy hom beleef, maar dat God die heeltyd dieselfde is, en daarom roep hy ons, en hier is dit wat ek vanoggend net 'n paar versies vir jou wil gee, en hy sê, daarom is identiteit so belangrik, want identiteit is wie jy is in Christus. Ek het sommer net so paar, letterlik net so paar onbekende quotes gevat, en ek het daaroor gaan bietjie 'n studie gemaak. Hy sê, a man without identity walks in circles, never finding his way. A man without identity walks in circles, never finding his way. As ek hom kan koppel aan 'n versie, dan sal ek sê, oor die Spreuke 28 vers 19, dan sê hy, a man without a vision, he will perish. 'n man sonder openbaring oor wie God is, hy lewe bandeloos, bedoelende, jy sal altyd in jou lewe, sal jy in sirkels rondloop, soos wat die Israeliete in sirkels rondgeloop het, op soek na 'n beloofde land, op soek na iets wat jou gaan vervul in hierdie lewe, as jy nie 'n openbaring het van wie jy is in Christus nie. Daar is 'n ander quote wat lees so, hy sê, lose your identity and you will chase shadows. Dit is letterlik die versie wat sê, wat help dit 'n man as hy alles in hierdie lewe gekry het, alles in hierdie lewe het hy gekry, in rykdom en in resources, maar uit die einde van sy lewe verloor hy sy siel. He's chasing after shadows. 'n derde enetjie wat ek uitgehaal, lose your identity and you, knowing who you are is the beginning of freedom. Ek bedoel, dit is die goed wat die wêreld ons leer, maar ek wil dit koppel daaraan wat die versie sê. Hy sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. As jy die waarheid begin ontdek in jou lewe. Ek wil jou net vat op 'n journey. Ek voel so, ek gaan 10-1 en seker nie eers uitkom by wat ek wil uitkom vanoggend nie, maar ek wil jou vat op hierdie journey wat die Here dringend op my hart druk en sê, byvoorbeeld 3 versies wat ek hierdie week mediteer. Hy sê Filippense 1:6, is nou nie op die skerm nie. Filippense 1:6, dan sê hy, wat sê hy nou weer? O ja, die goeie werk wat ek in jou begin het, dit sal ek voleindig tot die einde toe. Die goeie werk voleindig. Dis die Griekse woordjie letterlik teleio wat beteken letterlik, jy kan nou nog nie daarbo lees nie, maar hy sê, it is God's
ongoing active involvement, bringing about growth and maturity. Is dit nie mooi nie? Hy sê, die goeie werk wat ek in jou begin het, dit sal ek voleindig. Bedoelende, hy sê, dit is hierdie teleo, God's ongoing active involvement. Hy's aktief betrokke by jou for the equipping of growth and maturity, fulfilling a purpose in you. Met ander woorde, hy sê heeltyd besig in jou. Toe ek daaroor bid, toe begin ek dink aan, partykeer loop mense mos op trappe, en partykeer is hierdie trappe baie naby aan mekaar, en is nie so styl nie, dis nie moeilik nie. Maar partykeer is hierdie trappe van die lewe, is bietjie styler, en is 'n bietjie verder uit mekaar uit, maar God roep ons nie. Luister mooi, God roep ons nie om in een shot van hier te spring tot heel bo nie. En dit is so vrymakend, dink ek, vir my gewees, en ek glo dis vanoggend vrymakend vir jou, dat God is active involved, bringing you to growth and maturity. Hy sal dit voleindig, hy's besig om in jou te werk. Hy vra jou nie om te spring na die hoogste plek nie, hy vra jou om net die volgende treetjie te gee, al is dit soms angstig en bewend en moeilik. Hy vra jou letterlik net om die volgende treetjie te gee. Want met elke treetjie wat jy gee, groei jy in jou geloof. Ek gaan definitief nie uitkom by waar ek wil uitkom nie, maar teleo, God is active involved, bringing you to maturity and growth. Dink aan 'n ander versie, 2 Petrus 3 vers 18, hy sê, julle moet toeneem in die genade en in die kennis, want dit is nie op die bordjie nie, ek het sommer hierdie week, mediteer ek daaraan. Hy sê 2 Petrus 3 vers 18, julle moet toeneem in die genade en die kennis van wie God is. Jy weet, toe ek hierdie vers, dit is alles te doen met die woordjie teleo. Julle moet toeneem, julle moet groei, julle moet oorgaan na 'n volgende plek toe, julle moet beweeg, maar jy hoef nie te spring nie. Jy hoef nie soveel pressure op jou te sit en te sê, yes, ek moes al daar uitgekom het nie. Party van julle moet, party van julle groei bietjie stadig, maar God is by ons. Julle moet toeneem in kennis en in genade by God. Dan dink ek aan 'n boom. Die Here wys my 'n boom. Party mense, hoor hierso, ons plant die saadjie en môre verwag ons 'n boom. Nee, die boom, hoor hierso, word gesaai, die saadjie, en dan onsigbaar word die wortels eers diep gewortel, onsigbaar in die grond, en wanneer hy gevestig is, dan kom daar 'n stingeltjie uit, en hy groei elke dag 'n bietjie hoër, en hy strek uit na die son toe. Elke dag 'n bietjie hoër. Nie een shot nie. Jy sien, ons haal so 'n bietjie pressure af van ons mensdom af vanoggend in hierdie kerk. Dis okay om te groei. Jy moet tyd gee om te groei. Jy moet bietjie genade oor jouself ook betoon om te sê, ek is soos 'n leer. Ek klim hierdie leer en party plekkies is klein stappies en is maklik, maar party is so bietjie wyd en my bene bewe, maar jene, ek gee daai tree. Ek is soos 'n boom, ek groei in die kennis en die genade van God elke dag strek ek 'n bietjie verder uit, bietjie hoër, Openbaring aan roep hy uit en sê, ek roep julle dat julle moet kom waar ek is. Kom waar ek is, hier hoër, bietjie dieper, bietjie verder. Psalm 32 vers 8, wat nou so mooi uitgekom het, hy sê, ek wil jou leer, ek wil jou onderrig aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. 3 goeders, dit laat my dink aan 'n berg, as ons hierdie berg moet uitklim, jene, daar's tye wat ons hierdie berg uitklim, optranes uitklim, en dan moet ons so 'n bietjie staan, ons 'n bietjie rus, so 'n bietjie sit, maar ons is op pad. So partykeer is ons so 'n bietjie, hoor hierso,
Ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee op hierdie pad wat jy loop. So 'n bietjie geloof nodig, so 'n bietjie uithou vermoë nodig, so 'n bietjie geloof. Ja, mense, ek glo dat die Here met ons praat en dan sê hy, ek gaan hierdie pad, ek wil hê jy moet hierdie pad stap, ek wil hê jy moet hierdie journey inkom. Ek wil hê jy moet op hierdie weg kom. En dan hierdie belofte wat ons gesing het, wat ek nou nie geweet het, ons sing het eers nie, maar ek beloof jou, ek is by jou, ek is Immanuel, ek sal saam met jou op hierdie pad wees, op hierdie journey wees, op hierdie weg wees, op hierdie pad wat moeilik is, 'n berg is, 'n leer is, 'n boom is, wat jy soms so sukkel en ek voel ek hak vas, maar God sê ek is 'n beginsel God en ek gaan nooit van my beginsels afwyk nie, ek sal jou help om hier uit te kom. Jy gaan dit nie alleen doen nie, ek gaan saam met jou wees, Immanuel, God met jou, nie Ikabod nie, Immanuel, ek is by jou. Kan jy die leer klim? Jy kan wees soos 'n boom wat gesaai is in groen, en waterstrome, wat voels en jou boom gaan nes maak. Skade wie jy gee, jy doen iets vir die gemeenskap, jy klim hierdie berg, jy kom by hoogtes uit, hey, is lekker hier onder in die valleie, yes, dis mooi, maar weet jy wat valleie belemmer en beperk jou uitsig? God roep jou boontoe. God wil hê, jy moet op sy manier moet jy in die koninkryk inkom. Basileia, sy koninkryk, sy heerskappy, sy plek van heers, Basileia. Dan sê hy, en dan, terwyl jy dit dan kies, kom onder my beheer in, dat jy dan so begin lewe met integriteit en liefde, soos wat ek is in hierdie koninkryk. Ja mense, dit is mind-blowing hierdie, weet ek, miskien weet jy dit, maar ek wil hê dit moet weer by jou opkom, want my koninkryk wat God van praat is anders, dit lyk anderste. Het is heeltemal 'n anderste plek, jy kan dit nie vergelyk met waar jy is nie. Jy moet dit aanneem, en dan moet jy hiermee kan werk, en dan gaan ek jou help op hierdie pad. Jy kom tot bekering, yes, dis great. Maar jy's nie daar nie, bekering beteken op 0, jy begin op 0, bekering beteken ek spring weg, ek is op pad, en ons almal is op pad. Soms val ons en ons kry seer, dan roep ons uit soos Dawid, en sê ek het pyn, ek het seer. Dan kom God en sê ek is saam met jou, al val die struikel die regverdige, ek gaan jou elke keer optel, hy help die Here om op, en dan loop hy verder. 'n versoeking en 'n mooi vrou, en sê hy val, God help hom, want sy hart is reg. Yes, is 'n mooi stories hierdie. Ons kyk verby dit, en dan dink ons, ek diskwalifiseer my. Hey, jete man, hoorie, ek is elke week amper gediskwalifiseer. Ek doen foute elke week, maar weet jy wat, ek is op die pad. Ek loop saam met hom. En dan, hoorie so, dan sê hy, maak dit myne, bou my, ek is soos 'n hoeksteen, ek bring my in, want as jy my nie inbring nie, gaan hierdie selfe hoeksteen 'n struikelblok raak vir party mense. So jy's of, en nou kom ek by die preek uit, jy's of in, die hoeksteen is die deel van my huis, ek bou op hom, ek erken hom, ek vereer hom, of, al het jy dit nie so fisies besluit nie, jy het dit in jou hart besluit, jy verwerp hom, dan sê hy, daai selfe struik, daai selfe hoeksteen, pas op dat hy nie op jou val nie, want hy is jou vernietig. Hy sal jou vernietig, hy sal jou vernietig. Maar ons is nie 'n kerk wat ons mekaar moet bang praat oor hierdie goeders nie, want as ek jou bang praat, dan gee almal hulle hart kies vir die Here vanoggend, en dit is great, maar oor 3 dae, dan werk dit nie meer. Wat van, ons praat 'n bietjie oor hierdie God van Deuteronomium 28, en ek gaan, jette mens, ek wens ons het tyd gehad,
And I will be active, involved. I will be involved in your life. I will be involved in your church. I will be involved in your family. To bring you to maturity and bring you to growth. Hoekom? Sodat jy kan wees wie jy moet wees, sodat jy kan lewe met identiteit, that you don't go in circles and you never find your way. Yes, dis 'n lekker boodskap hier, jy weet, en dan vinnig net, want miskien gaan ek dit vir jou lees, Deuteronomium 28 sê, ek stel die lewe voor, jy moet kies, die lewe of die dood, kies dit nou. Die hoeksteen of nie die hoeksteen nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy, ek sal jou bless, ek sal jou seën as jy my kies. Maar as jy my nie kies nie, onthou daar's 'n vervloeking ook. En nou kies ons almal die seën, want hoorie, dis rykdom, hoorie, dis wealth, dit gaan goed gaan met jou as jy die Here kies. En dis hoekom ek hierdie versie gee net gou hierso. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, sorgvuldig doen wat hy vir jou sê, wat hy vandag vir jou beveel, dat die Here jou op sy hoogste sal stel, bo al die ander nasies in die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en dit sal jou inhaal, dis mooi woorde, as jy luister na die stem van die Here. Weet jy wat beteken daai inhaal? Hierdie seëninge, dat dit sal goed gaan met jou, dat jy die kop sal wees en nie die stert nie, dat dit jou vrug van jou hande, hoorie, so vrugbaar gaan wees, die vrug van jou liggaam vrugbaar gaan wees, hoorie, alles gaan net goed gaan. Hierdie seëninge gaan jou inhaal. It will overtake you, sê een vertaling. Die Grieks en Hebreëus sê letterlik arriving from behind. En 'n ander vertaling sê catching up with you. Is amper soos hoorie, soos goedheid en guns volg my. Dit jaag my. Is soos twee honde, goedheid en guns, en hulle jaag my, hulle gaan my byt. Maar kom byt maar, want die een is goedheid en die ander is guns. Kom byt my. Dis wat die skrif sê hierso. En dan vers 8, as ek net so vinnig kan lees, the Lord shall command a blessing upon this house, on the storehouse. And he will bless you in the land which the Lord gives you. He commands a blessing. Hy gebied 'n blessing, hy gebied 'n seën oor jou. As jy sorgvuldig, as jy lewe in hierdie beginsels van wie God is. Jy mense, hier's 'n fyn lyn vanoggend hier. Hier's 'n baie fyn lyn. Jy moet die uitstap vanoggend, jy moet dit verstaan dat hy sal met jou wees. He's active involved in you. Dat blessing letterlik beteken, dis wat blessing beteken. Al hierdie seëninge gaan oor jou kom. Security, sekuriteit. Ons het dit dan maar nodig. Wat gebeur met jou en jou kinders as jy doodgaan? Het jy genoeg geld? Het jy aftreeplan? Het jy health, fertility, prosperity, this blessing of blessing, success in your endeavors, in jou werke, divine favor, though not guaranteed to remove all hardship. Jy gaan taaf hê, mense gaan met jou beklei, jy gaan grondpad loop, jy moet gaan hard werk. The blessing points to God's protective, augmenting presence in daily life. Is hierdie blessing, is daar in die Bybel. Blessing, spiritual, baie mense sê dit spiritual. Okay, vat dit spiritual. Dis wat dit geestelik beteken. Peace with God, joy and purpose. Maar dan sê hy weer, as well as material. Maar ons soek net die material, né? Ons soek partykeer net die material. Dan sê hy, hoor hierso, God het 'n welbehae wanneer hy sy mense seën met goedheid. He delights, he take pleasure in the prosperity of his servants, sê een vertaling. Maar dit klink so asof ons nou 'n prosperity theory hierso het. 'n Ander vertaling sê, die NLT sê, he delights in blessing his servant with peace. Ek wou amper uithaal, want peace is so, ek voel daarom, ek het nie brood om te eet nie, maar ek het vrede. Dis amper hoe dit klink, nee. As jy laasweek by die preek was, hier by Sondag aand, sal jy gehoor het wie God is. Hy's 'n God wat homself noem Shalom. Shalom, wat beteken, hy's die God van vrede. Weet jy wat beteken vrede? He will give you peace. As jy hier was by die preek, peace beteken letterlik wholeness, completeness, well-being and prosperity, harmony and reconciliation, spiritual peace, inner calm, trust in God's presence. He will give you peace. He takes pleasure in prospering his servants. Ja, mense, nou, hoor hierso, ek wens ek het nou tyd gehad, maar ek wil jou wys vanoggend dat die Here jou wil vat van een plek na volgende plek toe, en ek gaan dit vinnig net vir jou wys, want ons tyd hardloop uit, maar ek is daarvan oortuig dat die Here jou geloof, mense, jy dink ek praat oor geld en finansies en besittings vanoggend, maar
Ek wil jou wys dat die Here jou geloof en jou vertroue wil bou. Jy sien, elke keer as ek in die skrifte kyk oor wealth and prosperity and blessing, dan kom dit op 4 goeders uit. Die skrif verwys die hele tyd na 4 goeders, dan praat hy van 'n sak, en hy praat van 'n kruik, hy praat van 'n basket, 'n mandjie, en 'n skuur. En elke keer dan lees ons dit, en dan sê hy, hoor jy, hy wil jou skuif, hy wil jou skuif letterlik, van hierdie plek van pyn en mistrust en hierdie beginsel God van watter angle af kyk jy? Wie is hierdie God met wie jy te doen het? Miskien moet jy van 'n ander angle af begin staan en getuienisse hoor en net sien dat hierdie God wil jou ook help in alle omstandighede, want daar's 'n sakmentaliteit. Wat baie mense in my lewe 'n sakmentaliteit, en jy wonder dalk waar kry ek dit vandaan, en hier so 'n sak hierso wat geld verteenwoordig, en dit party het hierdie sakmentaliteit. Haggai sê letterlik, ek het gesaai en ek het min. Haggai 1:6, jy kan gaan lees. Ek het gesaai, maar ek het min geoes. Ek het my beklee met lae klere, maar ek het nie warm geword nie. Ek het letterlik, dan sê hy, ek het geld gespaar, maar asof ek dit in 'n sak met vol gate het. Hy sê, niks het gewerk nie. Dan kom ons daar by Judas Iskariot uit, dan sê ons, Judas het die sak geld altyd vasgehou. Hy het die bediening se geld vasgehou. En mense, ek wil jou herinner dat as jy 'n sakmentaliteit in jou lewenswandel het in hierdie konteks nou, sê jy lewe met vrees. Jy weeg letterlik alles op, wat gaan dit my kos? En jy hou hierdie sak so styf vas, want dit is myne. 'n Sakmentaliteit sê eintlik, ek het nie genoeg nie, daar is nie genoeg nie, ek kan nie uitdeel nie. En weet jy wat? Ek het al gesien in my lewe, as ek 'n sakmentaliteit, ek verloor hierdie, wat ook al hierin is, verloor ek in elk geval. Ek verloor dit in elk geval, want weet jy wat, Judas Iskariot is so 'n bewys daarvan, hy het letterlik, dan kom die mense na hom toe met 'n sak silwer, sê, verkoop Jesus, dan vat hy hierdie 30 silwerstukke, dis waarvoor jy 'n slaaf gekoop het, 30 silwerstukke, reg deur die Ou Testament, 20 of 30 silwerstukke, dis hoe jy 'n slaaf koop, en hy koop, en hy vat die geld, en hy verloor sy lewe. Jy sien, God sal maak, dat jy nie so lewe nie. Ek praat nou, miskien oor besittings en geld. Jy het hierdie preke al 1000 keer gehoor, maar vandag in die gees wil ek vir jou sê, weet jy, dat Jesus het meer oor besittings en geld gepraat. Jy weet dit. Uit die 23 of die 24 gelykenisse wat hy vertel het, is meer as die helfte het hy praat oor geld. Hoekom het hy nie oor die duiwel gepraat nie? Geld en besittings is die een ding wat jou die maklikste gaan wegtrek van die Here af. Pas op dat jy nie so 'n mentaliteit kry, dit is myne, ek het nie genoeg nie. Jy sien, ek wil aangaan en ek wil afsluit, want ek moet jou deurvat, en dan kry jy hierdie kruik mentaliteit. Jy weet van, ek het nie genoeg na net genoeg. En die kruik mentaliteit kry ons daar in 1 Konings 17 van die vrou, wat letterlik met haar seentjie op die plek van dood is, dat daar 'n hongersnood is, en dan sê hulle die laaste stokkies wat ons kry, maar net voor, dan sê hy vir Elia, ek wil hê jy moet daar na die spruit toe gaan, daar sal ek na jou omsien. Hoor jy die woorde? Gaan daar na die spruit, daar by die spruit sal ek sorg dat haar kraaie vir jou vleis bring. En die stroom sal aanhou water vir jou gee. En toe die stroom ophou water gee en die kraaie ophou vlieg, en hy nie meer kos kry, en wat doen 'n mens in die lewe, as die kraaie in jou lewe ophou vlieg, en hy bring nie meer vir jou kos, en jou strome droog op, wat doen jy? Jy sien, jy luister sorgvuldig in gehoorsaamheid na God, want dan sê hy, ek wil hê jy moet nou gaan, en dan moet jy na Sarfat toe gaan, want daar gaan ek 'n weduwee opdrag gee om na jou om te sien. Jy sien,
Daarom sê ons in hierdie gemeente, ons wil daar wees waar God is. Ons wil nie gaan waar hy nie is nie. Maar as jy daar is, waar hy is, dan sê hy, daar sal ek vir jou sorg. En ek wil met ons gemeente praat vanoggend, miskien hoor jy uit die hart uit van, jy is nou daar, jy is nou hier. Isak het letterlik, dan sê hy van Isak, dan sê hy van hom, ek wil nie, jy moet in Egipte land gaan bly, jy moet op 'n ander plek, en dan stuur hy vir Isak na Gerar toe, nie spreek in, maar dit is die land van die Filistyne, dit is letterlik die land waar die vyand woon, dan sê God gaan bly in die land van die vyande. Dan sê die skrif, hoor nou mooi hierso, dan sê die skrif, en Isak het daar, in daardie land het hy gesaai, en in daardie jaar het hy 100voudig opbrengs gebring, dat die Filistyne so jaloers was op hom, dat hulle hom wou doodmaak. Dat die skrif sê, en Isak het groot geword, en al hoe groter geword, totdat hy nie meer groot kan word. Julle glo my nie. Waar sal ons dit kry nou? Isak. Ek wens julle wil my glo. Okay, maar dit staan genuine. En God het hom groot gemaak. En hy het al groter geword, totdat hy nie groter kon word nie. Hy was so gebless gewees, omdat hy daar was, waar God gesê het hy moet wees, en daar het hy gesaai. En dan kom hy na Elia toe en sê, ek wil hê jy moet nou daar wees. Dan sê hy vir die weduwee, ek het niks nie, my laaste stokkies, my laaste olie, my laaste, dan gaan ons doodgaan, want die is nou al vir 3 jaar tekort, 'n hongersnood. So erg. Mense, dit is 'n verskriklike hongersnood gewees. Dan sê die profeet, maak vir my eerste. Dan lees ons in Spreuke, vereer die Here uit jou goed, uit die eersteling van jou oeste. En connect ons die skrifte en sê, hierdie vroukie het niks nie, maar sy moet eers vir hom kos maak. En dan sê die skrif, en toe sy dit doen, gaan lees jou Bybel, ek het nie nou tyd om dit vir jou te verduidelik nie. Then the prophet commanded a blessing. Dat die kruik nie sal leeg word nie. Elke keer dan gooi hulle vir die dag uit. Die sakmentaliteit, net genoeg. Nie genoeg, is myne. Ek wil nie uitdeel, die kruik, net genoeg vir my en my seun, net genoeg vir elke dag, daaglikse brood, daaglikse kos, net genoeg, gooi hulle uit, bring aan, vra sy ma vir hom, hoor jy so, hoeveel is daar, sê, nee, daar is nou net nog genoeg vir môre, net genoeg om die skoolgeld, net genoeg om die verband, net genoeg, is 'n beter lewe as 'n saklewe, net genoeg, die kruiklewe. Jesus, mense, vul jou vat en dan kom God en dan praat hy van 'n mandjie en hy sê, ek sal jou mandjie en jou skottel sal ek seën. Deuteronomium 28. Sê, daar's 'n volgende plek wat jy kan kom en sê, vertrou die Here met jou mandjie. Die seentjie wat letterlik met 2 visse en 5 brode dag op en 5000 mense sonder vrouens en kinders, 20000 mense op daai dag wat nie kos het nie. Die seentjie gee sy 2 visse en 5 brode, gee hy vir Jesus. Luister nou mooi, ek gaan afsluit, is net 2 ding. Dan gee hy dit vir Jesus en dan vermeerder hy hierdie wat almal eet, 20000 mense. Dan bly daar 12 mandjies oor. Jy sien, hier begin die koninkryksmentaliteit nou. As ek met 'n sak lewe, dis myne. Jy gaan dit verloor op een of ander manier. Ek garandeer jou. Dan kan jy na 'n kruik toe gaan en sê, ek het net genoeg. Ek is gehoorsaam, ek gee. En dan kom jy by die mandjie en sê, jete, hoor jy, nou het ek 12 mandjies oor. Wat het hulle met daai 12 mandjies gedoen? Die Bybel sê ons nie. Maar die Bybel is baie duidelik, dat daardie 12 mandjies het nie verlore gaan. Ek is seker dat daai 12 mandjies saam met daai seentjie teruggestuur. Sy gaan voed jou gemeenskap.
Gaan gee vir jou ma en jou bure en almal wat daarom. Sê, is 'n mentaliteit wat God vir jou wil oopbreek en sê, wil jy so lewe? Jy lewe so, dat jy daai Mandela se R20 noot, want jy druk al die lewe uit hom uit. Jy hou hom so styf vas. Nee? Sê, daar's 'n volgende vlak na die kruik toe en sê, vertrou my, dat jy net genoeg gaan hê, maar dan kom daar 'n plek dat jy oorgenoeg gaan hê. Jy kom die koninkryk in en sê, deel nou uit, ek seën jou om 'n seën vir ander te wees. Ek het nie tyd om met jou te praat en ek gaan definitief na die deur hier afdra nie, maar hy verteenwoordig 'n skuurdeur, storeroom, en ek sal jou stories sal ek vir jou vul. Josef se storie, dan sê hy Josef, hoor jy so, is verkoop, letterlik as 'n slaaf, dan word hy in 'n put ingegooi. Raai wie kom koop hom, net so tussen hakies, wie kom koop hom? Die Ishmaelite. Ja, weet jy die storie agter die storie is so amazing, dat is letterlik Isak se fout. Isak, hoor hy so, kon nie kinders kry, toe gaan slaap met sy diensmeisie, toe word Ishmael gebore en die hele Ishmaelitiese volk word gebore en sy agterkleinkind Josef word toe in 'n put gegooi en hier kom die Ishmaelite. God gebruik die foute wat gemaak is om letterlik om te koop en om te vat na Egipte. Dis 'n ander preek op sy eie. Maar Josef gaan na Egipte met die grootste hongersnood wat die wêreld nog getref het. En hy sê, kom ons begin store te bou. Hy word die gouverneur van. En store is gevul. Storehouses vir nie net, luister gou mense, is nou net ek, net myne. Na ek en my huis is gevoed. Na ek en my gemeenskap word gevoed. Na skuurdeure ek en die wêreld het 'n invloed. Die vraag vanoggend is, het jy daai tipe geloof? Het jy daai tipe vertroue? Mense, ons gaan niemand laat teken vandag hoor hier so, jy moet tiende en dis nie waaroor dit gaan nie. Vir 'n hele jaar stel ek uit en sê, my bestuursraad praat en sê, ons moet praat oor geld en besittings en ons mislei die mense, ons help hulle nie reg nie. Hier's die beginsel, as jy kan glo in hierdie God wat jy in vertrou en jy weet wie hy is, kry die goed in sirkulasie. Kyk wat hy kan doen met jou 2 visse en jou 5 brode. Kyk wat hy gaan doen as jy gee uit jou behoefte uit. Die Here het definitief nie ons geld nodig nie. Definitief nie. Maar hierdie is 'n trust ding. Is 'n vertroue ding. Ek het soveel stories om jou te vertel oor hierdie, maar ek weet ons tyd het uitgeloop, maar ek wil jou vra hierdie oggend. Jou sakmentaliteit. Jy is dalk op 'n kruikmentaliteit, net genoeg. Jy is dalk letterlik in 'n mandjie mentaliteit. Hier's mense hier tussen ons wat 'n skuur mentaliteit het en God wek jou op om 'n land te kan beïnvloed, om 'n dorp te kan beïnvloed. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Ons gaan vanoggend, en ek het dit nie so as prins nou gemaak nie, maar ek weet ek moet afkondigings doen en ek moet alles vir jou sê en ek gaan 'n gebed bid om jou in te sluit. Ek gaan vra dat die mense sommer vorentoe kom met ons finansies opneem en dan gaan ek jou die aankondigings gee en ek wil jou herinner daaraan dat jy 'n besluit sal maak. Dat jy 'n besluit sal maak vir die volgende 12 maande. Hoe gaan ek hier goed hanteer? Hoe gaan ek hierdie goed hanteer? Hoe gaan ek maak met hierdie goed? Terwyl jy regtig net in die gees en dat jy net luister, yes, Here, maak my vry van hierdie sakmentaliteit. So moeg om
Ek so moeg om nie te hê nie. Kry ek mentaliteit net genoeg. Ek het net genoeg. Wil die Here jou nie skuif nie. Te lei jou. Ek sal saam met jou werk. Saam met jou help. Here, ek bid dit vir oggend in Jesus naam, dat Here, u oë, harte en waarnemings, Here, van u sal oopmaak, Here. Here, u wat alles in stand hou, alles in werking hou. Alles kom van u af, Here. Dat ons u sal vereer, u sal erken wie u is. Dat ek my identiteit in u sal plaas, Here, dat ek nie 'n swerweling sal wees. Dat ek nie sal rondtas in sirkels, Here, en nooit my plek sal vol staan nie. Here, ek bid dat u ons as mens sal help. Here, dit is so moeilik om daai knoppie te druk. Here, is so moeilik om te gee. Here, is so moeilik om te dink wat kan ek alles doen. Maar Here, ek wil bid dat u my hart sal oopmaak, dat u sal kan wys wat u deur my kan doen wanneer ek hierdie daad doen. Dankie Here vir u seën van Deuteronomium 28, dat Here dit van toepassing is op my. Here, dat ek nie kan staan, ek is 'n geseënde, ek is gebless. Here, dat ek meer as genoeg het. Here, dat my skure sal vol wees. En Here, dat ek so sal hê, soos die skrif sê, dat ek sal uitleen en ek sal nooit hoef te leen nie. Hoeveel van ons sit hier vanoggend wat moet gaan leen, Here, by banke en vriende en mense? Wil jy nie loskom? Wil jy nie vrykom? Dan gaan lees jy Deuteronomium 28, wat 'n belofte oor jou spreek en sê, dat jy hoef nie te leen nie, maar dat jy sal kan uitleen. Dat ons om so 'n plek sal kom, Here, dat ons nie 'n sakmentaliteit het nie, maar 'n koninkryksbeginsel mentaliteit sal hê vir ons huis, ons skole, ons gemeenskap en ons wêreld. Here, dat ons met oop harte sal lewe, want ek weet u soek my hart. Seën dit vanoggend in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, net voordat jy gaan, julle kan maar opneem, baie dankie. Neem net kennis van die aankondiging. Vanaand het ons 'n fantastiese diens aandkerk. It is written in red, weet al die woorde van Jesus wat hy gespreek het. Ons gaan kyk daar uit dat dit is 'n lewe, nie net in hierdie lewe om te oorleef nie, maar 'n lewe waar jy voluit kan lewe. Vanaand begin ons met 'n nuwe reeks, 6:30 vanaand. En dan baie belangrik mense, neem net kennis, hierdie jaar se dankofferfees, verander ons die naam. Ons het letterlik dit verander na seënfees toe. Dat ons uit hierdie konteks uit gaan begin praat van Deuteronomium 28 van 'n seënfees, om te sien wat het die Here hierdie jaar vir hierdie gemeente gedoen, dat ons verbaas staan oor alles wat hy doen. Ons doen 'n seënfees die 30ste November, dat ons net 'n fantastiese tyd hier gaan hê, ete galore en pret galore en roomys galore en 'n diens galore, wat jy net moet kom op 'n leë maag. Dis al wat jy moet doen, op 'n leë maag moet kom, en ons as gemeente en bestuursraad gaan jou bless. En dan neem kennis net, volgende week 1 November is daar 'n drive-through daar by die CTM parkering. En as jy wil aansluit, ons het regtig mense daar nodig wat kan saam bid, wat kan saam groei en saam met mense hulle kan kom motiveer. En dan Fortify manne, het ons 'n manne aand die 13de November wat ons 'n spesiale laaste afsluiting het met hulle. So mense, 'n lekker week vir jou, en mag jy van sak na skuur toe beweeg in hierdie tyd waarin ons is. Mag die Here julle seën, mag hy julle gebruik en sien daadwerklik. Daar's lekker koffie en tee daar agter, daar's 'n gebedsspan hier voor, as jy gebed nodig het,
mense wat eintlik geallokeer is vir oggend, so kom bid saam. Hulle is hier reg vir jou. Lekker